praat vanoggend met u oor die gedagte, dit maak saak. Chris, kan jy net vir my 'n stel batterye bring asseblief? Dit maak saak. In Josua hoofstuk 24 vers 15 lees ons die volgende. Josua skryf aan die volk aan die einde van sy lewe. Hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders, wat daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van Amorite van die land in wie julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek praat vanoggend met u oor kies die lewe. Kies die lewe. En Deuteronomium hoofstuk 13 of 30 vers 19 sê die Here, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek julle voorgehou. Kies dan die lewe, dat julle kan lewe, jy en jou nageslag. In Genesis 4 vers 6 kry ons die eerste keer na Adam en Eva waar die mens 'n keuse moet maak. En kyk na die keuse wat hy gemaak het. Die Bybel sê vir ons, Genesis 4 vers 6, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Nou onthou, die twee broers het offers gebring. Die een het in gehoorsaamheid aan die Here 'n offer van bloed gebring, van die vettigheid van die eersteling van sy vee, en die ander broer het met verloop van tyd, het hy van sy vrugte, van sy arbeid het hy gebring, en die Bybel sê die Here het die bloedoffer aangeneem en die ander offer nie, en toe word die een broer natuurlik nou baie kwaad. Hy sê, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. In 1 Korintiërs 6 vers 12 lees ons, Paulus hy sê, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. In hoofstuk 10 vers 23 sê hy, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Geliefdes, ons kry baie keer die vraag, veral met ons jonger mense, wat kom en vra, pastoor, is die volgende sonde? En ek en jy kan op die lys afgaan. Kinders vra dit, jong mense vra dit, groot mense vra dit baie keer. En die rede daarvoor is net baie keer, ons soek 'n rede om toe te gee aan die vlees. Nou in ons lewens maak ons, letterlik elke dag maak ons duisende en duisende besluite, elke dag. Maar ek dink die vyand het dit reg gekry om ons op 'n punt te bring, waar ons soms te veel fokus op die keuses wat nie regtig belangrik is nie. Jy hoef nie vanoggend toe jy opstaan, hoef jy nie te gevas en gebid het om te besluit ek gaan my tande borsel nie. Of jy hoef nie vir 3 dae lank te gebid het om te besluit ek gaan vanoggend 'n groen hemp aantrek en 'n swart das aansit nie. Dis goed wat jy eenvoudig neem. Dis besluite wat jy neem, maar dis nie lewensveranderde besluite nie. Dis nie besluite wat die lewe vir jou gaan beïnvloed nie. Maar soms kom ek agter dat ons so fokus op die klein besluitjies dat ons die groot besluite partykeer mis. Maar as ons vanoggend die waarheid in God se woord sou sien en sou besef daar's 5 besluite wat ons moet neem. En ons gaan vanoggend kyk na 'n paar karakters, maar daar's 5 besluite wat ek en jy moet neem, wat ons elke dag moet neem, maar waar ons ook op 'n plek in ons lewe moet kom wat ons hierdie besluite neem. En as ons hierdie besluite in opregtheid, in geloof en met die hulp van die Heilige Gees neem, sal al ons ander besluite sal binne hierdie 5 besluite val. So ek wil baie mooi luister vanoggend, want hier is die 5 besluite wat ons in die Bybelse figure sien wat hulle moes neem, en dis die 5 basiese besluite wat ek en jy elke dag moet neem, en al die ander, al is dit groot besluite, al die ander besluite wat ons neem, gaan ons in die lig van hierdie besluite in ons lewens kan neem. En dis hoekom ek my tema gemaak het, dit maak saak. Wat maak saak? Dit maak saak wat ek besluit. My besluite maak saak. En die Here kom hier en hy sê, in die lewe gaan daar altyd 2 opsies wees. Lewe en dood. Seën en vervloeking. Hulle is altyd daar. Maar jy moet die lewe
kies. Hoe kies ek die lewe? Nommer 1, Joshua kies om die Here te dien. Hier is die belangrikste keuse wat die mens ooit op hierdie aarde kan maak, is om te sê, ek gaan die Here dien. Vir jou as 'n pa vanoggend, om in jou huis te sê, weet jy, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit maak nie saak hoe ek voel nie, dit maak nie saak hoe omstandighede lyk nie, dit maak nie saak hoe my kinders voel op daai oomblik nie, ek en my huis sal die Here dien. En daarom is dit ook wanneer ons dan kinders inseën, dat die ouers die belofte maak, om te sê, Here, ek maak 'n belofte voor die gemeente en voor u, dat u my verantwoordbaar kan hou, dat ek die besluit sal neem as ouer van hierdie huis, om my kind groot te maak in die huis van die Here. Ek en my huis sal die Here dien. In huise waar 'n pa besluit om die Here te dien, volg die hele huisgesin. Maar as die pa die Here nie dien nie, is daar 'n baie groot moontlikheid dat op die einde van die dag die kinders ook nie die Here gaan dien nie. Daarom sê Joshua, ek en my huis, ek as pa, ek as leier maak die besluit, ek en my huis sal die Here dien. Maar hierdie is ook 'n besluit wat ek en jy persoonlik moet neem, om te sê, weet jy, ek gaan my lewe aan die Here Jesus Christus wy. Ek gaan die Here Jesus Christus volg. Ek gaan hom Here en verlosser van my lewe maak. Ek sal die Here dien. Hy sê hierso, dis die gedeelte wat ons gelees het, hy sê dan vers 25, maar as verkeerd is julle oë, om die Here te dien, kies vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode van julle vaders, en dan sê hy in die laaste gedeelte, maar ek en my huis sal die Here dien. Geliefdes, ek en jy moet besef vanoggend, daar is 'n prys om te betaal en 'n loon om te ontvang as ek kies om die Here te dien. Kan ek dit weer lees? Daar is 'n prys om te betaal, maar ook 'n loon om te ontvang as ek kies om die Here te dien. Net omdat ek die Here dien beteken nie dat ek nie probleme of moeilike omstandighede gaan hê nie, maar as ek die Here dien en ek hou vas aan hom en ek maak die stryd deur tot op die einde, sê die Here sal hy ons beloon. Psalm 2 vers 11 sê, dien die Here met vrees en juig en bewing. Dien die Here. Dis 'n opdrag wat ons sien in die Bybel, reg deur die Bybel. Ek kon nie almal neerskryf nie, daar's te veel, maar luister baie mooi. Dis 'n opdrag vir my en jou as kinders van die Here om die Here te dien. Om hom te dien. Wat beteken dit? Dit beteken ek is 'n dienskneg. Jy sien, ons moet baie mooi onderskei tussen daar's in 'n verhouding. Kom ons sê argument onthou, jy's 'n ouer, dan is jy 'n vrou of 'n man vir jou vrou, maar jy is ook 'n pa vir jou kind. Maar jy is ook 'n werknemer by jou werk, of 'n werkgewer by jou werk. Jy het verskillende rolle. En as kind van die Here vervul ons ook verskillende rolle. Ja, ons is kinders van die koning, maar ons staan ook in diens van die koning. As ons gaan kyk na die koninklike gesin in Brittanje, dan sien ons koning Charles is koning, en dan is sy seun, wie sê hy weer? William, is die prins, hy is die seun van die koning, maar hy is ook in diens van die koning. En ons moet dit nooit vergeet nie. Ons is kinders van die koning, maar ons staan ook in diens van die koning. Met ander woorde, dit gaan nie oor wat die Here vir my kan doen nie, dit gaan oor, Here, wat kan ek vir u doen? Daar's 'n groot klemverskywing. Ek besluit om die Here te dien. Baie keer neem ons Jesus aan sodat die Here ons kan dien. Maar die woord van die Here sê ek moet Jesus aanneem sodat ek hom kan dien. In sy dienaarskap kan staan, dien die Here. In Psalm 100 vers 2, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, lofprysing en aanbidding is 'n manier hoe ons die Here dien, hoe ons hom bedien met ons sang, met ons aanbidding voor hom. Dit is 'n voorbeeld van bediening. Romeine 12 vers 11, hy sê, wees nie traag en ywer nie, wees vurig in gees, dien die Here, wees vurig in gees, doen wat die Here sê, wees gehoorsaam aan die Heilige Gees, dien die Here daarmee. Kolossense 3 vers 24, hy sê, omdat julle weet, dat julle van die Here 'n erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Hier is 'n besluit wat ek moet neem, luister baie mooi. En ek klink kras, maar hoor net vanoggend, jy hoef nie die Here te dien nie, jy is welkom om hel toe te gaan. Dis die waarheid, jy hoef nie die Here te dien nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Maar as jy dit nie doen nie, dan kies jy die dood en wat daarmee saamgaan. Jy kies dit en die Here gee jou daai keuse. Maar vir my en jou as kinders van die Here, wat die Here Jesus gekies het, beteken dit dat ek hom moet dien. Nie net in hom moet glo nie, nie net van hom moet weet nie net 'n gebed opstuur nie, net 'n stukkie Bybel lees nie. Ek moet die Here dien. Die Engels sê serve. Dit gee die idee van 'n kelner of 'n kelnerin wat in 'n restaurant die mense bedien. Dis wat bedien beteken. Ek en jy moet hoor, Here, wat wil u hê moet ek
doen? Wat wil jy hê moet ek doen in my huwelik? Wat wil ek hê moet ek doen met my kinders? Wat wil jy hê moet ek doen in my werk? Wat wil jy hê moet ek doen in my kerk? Wat wil jy hê moet ek doen? Dis om die Here te dien. Gaan nie oor werke nie, gaan oor gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Maar ek moet 'n besluit maak. Jy sien, as ek 'n besluit gemaak het om die Here te dien, dan neem ek 'n besluit teen 'n klomp goed van nature. Dan hoef iemand nie te kom vra, pastoor, is dit 'n sonde nie, want jy het klaar besluit om die Here te dien, so daai goed val eenvoudig net weg. Dis nie meer deel van wie jy is nie. Maar hier is die belangrikste besluit, die grootste besluit wat ek en jy ooit kan doen, en ek en jy moet leer wat dit beteken om die Here te dien. Nie net om te glo nie, maar om te dien, want dit is wat Josua goed doen. Hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Die Bybel sê die duiwels glo ook in die Here en hulle sidder, maar hulle kan hom nie dien nie, maar ek en jy het die voorreg om die Here te kan dien. Tweedens, Abraham het gekies om die Here te gehoorsaam. Die tweede ding wat ek hier volgens moet kies, is om die Here te gehoorsaam. Weereens, as ek die Here gehoorsaam, as ek sy woord gehoorsaam, as ek sy opdragte gehoorsaam en sy waarskuwings gehoorsaam, dan is daar 'n klomp dinge wat klaar vir my besluit is. Ek hoef nie die besluit te neem nie, die besluit is vir my geneem, omdat ek die Here dien en omdat ek sy woord gehoorsaam. Die Bybel sê vir ons, Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep was, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Hy het gegaan en gewandel onder die heidene. Hy het gewandel van 'n plek wat hy nie geken het nie. En partykeer gehoorsaamheid aan die Here bring ons partykeer op 'n plek waar ons nie ken nie, maar omdat ons die Here dien en omdat ons die Here vertrou, weet ons die Here sal vir ons daar ook sorg. Hebreërs 5 vers 8 sê, al was hy die seun, Jesus, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat gehoorsaam is, 'n bewerker van die ewige saligheid geword. Gehoorsaamheid is 'n proses. Dit begin met 'n keuse, maar dit is 'n proses. En partykeer gaan ek gehoorsaam wees en partykeer gaan ek nie gehoorsaam wees nie. Maar as ek daar agterkom ek was nie gehoorsaam nie, kan ek teruggaan na die Here en sê, Here, ekskuus dat ek nie gehoorsaam was nie. Ek het gedink ek hoor nie, maar ek was nie seker nie. Vergewe my, nou gaan ons weer aan, verstaan? Maar daar's daardie verhouding waarin ek is omdat ek besluit het om die Here te dien. Die tweede plek is ek gehoorsaam aan die stem van die wat sê die woord. Baie keer kom mense by my met vrae en dan vra ek die vraag, wat sê die woord? Nee, hoe pastoor nou, wat sê die woord? Wat sê die woord? Oor daardie, jy het nog nie gelees nie. Gaan lees, dan kom vra jy my weer. Want die woord van die Here is ons konstitusie, dit is ons leefstylboek, dit is ons brood, dit is ons water, en ons moet gaan kyk, wat sê die woord, want die woord van die Here is duidelik. En weer eens, as ek gehoorsaam aan die woord, is daar 'n klomp dinge wat eenvoudig net nie meer my keuse is om te maak nie, want ek het eers besluit om die Here te dien. Kom ek gee jou 'n eenvoudige voorbeeld. Jy is nou hier, so jy kan nie nou by die huis wees nie. Jy het 'n besluit gemaak om hier te wees, so jy kan nie dieselfde tyd by die huis wees nie. Hoor jy wat ek sê? As jy besluit gemaak het om die Here te dien, as jy in Christus, en dan kan jy nie op dieselfde tyd in die wêreld wees nie. Jy's of in die wêreld of jy's in Christus. Of jy dien die Here of jy dien die Here nie. Daar is nie 'n grys area nie. En ek en jy moet volgens besef dat die Here vereis van ons gehoorsaamheid. Hy roep ons op tot gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n keuse, maar gehoorsaamheid groei. Hebreërs 5 vers 8 sê, of was die seun het hy gehoorsaam geleer uit wat hy gelei het. Almal van ons leer groei in gehoorsaamheid. Ons ontwikkel daarin. Dis ons jaartema, ontwikkel. Ons ontwikkel daarin, ons groei daarin. En weer eens, partykeer hoor ons die stem van die Here en partykeer hoor ons nie die stem van die Here. Partykeer is ons gehoorsaam en partykeer is ons nie gehoorsaam nie. Ons is maar net mens, maar ons streef daarna, ons vra daarna en ons vra die Heilige Gees om ons te help om ons sensitief te maak sodat ons kan hoor wat die Here vir ons wil sê. So, eerstens dien die Here, tweedens wees gehoorsaam aan die Here. Nommer 3. Josef het gekies om te vergewe. Kerk, luister vir my mooi. As jy vanoggend hierdie 5 besluite maak en daarby staan, is daar soveel ander besluite wat eenvoudig net outomaties kom. Josef het gekies om te vergewe. Genesis 45 vers 5. Dis nou nadat hy hom verkoop het en nadat hy in die tronk was en nou daar hongersnood gekom en nou kom hulle na hom toe vir kos. Op 'n stadium sê hy vir sy broers, maar wees nou nie bedroef nie. En laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Jy sien, hierdie einste Josef, het 'n besluit gemaak om die Here te dien, en hy het 'n besluit gemaak om die Here te gehoorsaam. En jy kan dit gaan lees reg deur die verhaal van Josef. Het die Here gedien en die Here gehoorsaam. In Potifar se huis, in die tronk,
in die paleis, waar hy ook al was, het hy die Here gedien en gehoorsaam. Genesis 45 vers 8, hy sê, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak, en 'n gebieder oor sy hele huis, en regeerder in die hele Egipte land. Verder, vertel my vader dan, van al my heerlikheid in Egipte, en alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af. As jy die verhaal gaan lees, hy besef, hy het paar keer die geleentheid gehad om hulle dood te maak, om hulle om die lewe te bring, maar hy het gekies om hulle te vergewe. Hoekom? Want hy die Here gedien. Hoekom? Want hy die Here gehoorsaam. En die Here sê vir ons dat ons sonde, dat die Here ons sonde sal vergewe, soos ons skuldenaars vergewe, in dieselfde mate. Die opdrag van die Here is baie duidelik, dat ons as kinders van die Here moet vergewe. En Josef het hierdie besluit geneem, en ek en jy moet hierdie besluit neem om besluit te neem, sê Here, ek gaan in vergifnis lewe. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie, ek maak 'n besluit. En weer eens, wanneer ek 'n besluit gemaak het, dan verwyder ek die bitterheid uit my hart uit. Ek verwyder die onvergewensgesindheid uit my hart uit. Ek verwyder aanstoot uit my hart uit, want ek het 'n besluit geneem. So kan jy volgens sien hoe belangrik dit is om hierdie 5 besluite te neem, en as ek hierdie besluite geneem het, val soveel ander dinge eenvoudig net in plek. In Matteus hoofstuk 11 vers 6 sê Jesus, salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Dit is so maklik om aanstoot te neem as mense iets sê of nie iets sê nie. En ek het agtergekom dat partykeer gaan dit nie oor wat mense sê nie, partykeer gaan dit oor wat mense hoor. Want ons hoor met 'n sekere oor, ons luister vanuit ons ervaring. Partykeer hoor ons wat mense sê uit ons seer. So jy kan een ding vir 2 mense, dieselfde ding kan jy vir 2 mense sê wat langs mekaar staan. Die een het net 'n geliefde aan die dood afgestaan, en die ander het net 'n babietjie gekry. Daai 2 mense hoor heeltemal verskillende goed uit dieselfde mond uit, dieselfde woorde. Hoekom? Want ons leef vanuit ons ervaring. So ons moet baie keer die vraag baie mooi afvra, as ek aanstoot neem, moet ek dalk net gaan ontleed wat die persoon gesê of gedoen het, en gaan sien, was dit persoonlik op my gemik, het die persoon my probeer te nakom, het die persoon my probeer seermaak, en 9 uit die 10 kere is dit nie die geval, en daarom sê Jesus, moenie aanstoot neem nie. Hy sê hierso in Hebreërs 12 vers 15, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onders verwerk en baie hierdeur besoedel word nie. Efesiërs 4 vers 31 sê dat alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word. Dit gebeur wanneer ek die besluit maak om die Here te dien en hom gehoorsaam. So Josef het gekies om te vergewe, en ek moet luister baie mooi, ek moet die keuse maak voordat dit nodig is. As jy dit volgende kan hoor, hierdie besluite wat ek maak ek voordat dit nodig is. Ek maak dit nou, sodat wanneer dit nodig is ek reeds in daardie besluit gewortel, is ek reeds in daardie lewenstyl van Christus gewortel. Nommer 4, Dawid het gekies om teen die reus op te staan. Hier is so belangrik. Hy het besluit om teen die reus op te staan. Nou ons het ook baie keer reuse voor ons. Of dit finansiële reuse is, of dit verhoudingsreuse is, en of dit gesondheidsreuse is, of wat dit ook al mag wees. Ons moet opstaan teen daardie geestelike mag. Want die Bybel sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, teen die kragte en die owerhede in hemelse plekke. So ek en u moet vanoggend die besluit neem, sê weet jy, ek en my huis gaan die Here dien. Ons gaan gehoorsaam wees, ons gaan vergewe en ons gaan opstaan teen die geestelike reuse wat ons lewens probeer verniel. Die Bybel sê vir ons 1 Samuel 17 vers 32, Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se gemoed tog nie ter wille van hom sink nie, u dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Dawid was die enigste een in die hele Israel weermag wat bereid was om op te staan in die naam van die Here, met die hulp van die Here, want hy het die Here gedien, hy het die Here gehoorsaam en hy het vergewe. Hy het geweet wat dit beteken om die Here te vertrou om 'n vyand te kan verslaan. En daarom sê die woord van die Here ook vir ons
in Nehemia sê Nehemia vir die volk, hy sê, neem 'n troffel in jou een hand en 'n swaard in die ander hand, en jy moet veg vir jou seuns, vir jou dogters, vir jou huwelik, jy moet veg vir jou gesondheid, jy moet veg vir jou land, hierdie goed moet ons doen, in die gees moet ons opstaan teen die geestelike reuse wat probeer om ons te vernietig, want ons stryd is nie teen mense nie, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte wat ons moet weerstaan. Jy kan nie wag dat iemand anders dit doen nie, jy kan nie wag dat iemand dit vir jou doen nie, jy moet dit doen in jou lewe vir die reuse wat in jou lewe staan. Psalm 32 vers 2. Welgeluksalig of geseënd of bekragtig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en aan wie se gees daar geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos die somergloed. My sonde het ek bekend gemaak en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely. U het my ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vroeg my U aanbid. Luister, die grootste reuse wat ons in ons lewens teekom is die vlees en sonde. Dis die grootste geestelike, as ons eerlik moet wees met onsself, is dit die twee grootste geestelike reuse waarteen ons moet opstaan. Sonde en self. En hierdie gedeelte kom die psalmdigter, hy wat die reus Goliat verslaan het, hy sê dat hierdie reus het my vir 'n oomblik oorwin. Hy sê want ek het geswyg om my sonde voor die Here te bely. Geliefdes, die gawe, die geskenk, die instrument van sondebelydenis is een van die wonderlikste geskenke wat die Here ons seker kon gee. As ons vanoggend bewus is van die invloed en die krag wat sonde op ons lewens kan hê. As ons vanoggend net nugter dink dat sonde, sê die Bybel, het smet, sonde het loon wat die dood is. Sonde het krag, dit oorheers ons. En sonde het skuld, dan sien ons hoe groot probleem sonde vir ons as mens moet wees. Hoor my net uit. As ons verstaan vanoggend dat die sonde oorwin is, maar dat daardie oorwonne geestelike krag nog steeds my lewe beheer, dan raak ek sommer opstandig in my gees. Hoekom laat ek dit toe? Hoekom laat ek dit toe? Hoekom staan ek nie op teen hierdie ding nie? Hoekom staan ek nie op en neem autoriteit in Christus Jesus oor hierdie ding nie? Jesus het gesê, ek gee julle mag en gesag om slange en skorpioene en oor al die mag van die vyand. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik ek wil nie jy moet gaan dink aan sonde nie, ek wil nie jy moet gaan dink aan wat sonde is nie. Ek wil net hê jy moet in die woord van die Here, spesifiek in Romeine en in Hebreërs, net gaan kyk wat die invloed is van sonde in ons lewens. Dan sal jy besef hoekom die Bybel sê ons sonde moet haat en hoekom God sonde haat, want hy is 'n verskriklike wrede taskmaster, sonde. En daarom moet ons weerstaan. En dis 'n Goliat wat baie keer voor ons opstaan. En Dawid sê so, hy sê toe ek geswyg het ek sekere resultate in my liggaam begin sien. Ek het siek begin word in sekere areas van my lewe. Hy sê, maar ek het my sonde voor die Here bely en die Here het my vergewe en daar het genesing plaasgevind. So baie mense ontvang genesing eenvoudigheid wanneer hulle net sonde bely. En miskien moet ek een Sondag net met praat oor die invloed daarvan, dat ons werklik net kan insig kry oor wat regtig gebeur wanneer ek sonde koester en toelaat in my lewe en nie ontslae raak daarvan. En daarom het die Here vir ons sy bloed gestort sodat ons ontslae kan raak daarvan. Die Bybel sê vir ons in 2 Samuel hoofstuk 12 vers 1. Weer eens Dawid het maar gestruggel soos ek en jy. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur en toe hy hom inkom sê vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad, een was ryk en die ander was arm. En Dawid het baie kwaad geword in vers 5 vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe. Toe sê Nathan vir Dawid, u is die man. So het die Here God, die God van Israel, gesê, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul. Vers 13, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here, en Nathan sê vir Dawid, so sal die Here dan ook u sonde vergewe. Die verskil tussen Saul
en Dawid was. Dawid het geweet hoe om sonde te bely. Dawid het geweet hoe om sonde te bely. Hy het geweet hoe om die reuse te beklei. Het begin by die fisiese, maar het eindig by die geestelike. Was eers die leeu en die beer, toe Goliat, maar op die einde van die dag het hy besef dat die grootste vyand wat hy moet veg, is die sonde in sy lewe. En die Bybel sê, en hy het oorwinning gekry. Die oomblik toe hy bewus raak daarvan, het hy nie gesê ja, maar nie, en hy het nie verskonings uitgedink nie, hy het homself nie probeer regverdig nie, maar hy het 'n besluit geneem om die Here se vergifnis te vra. En ek sê weer eens, soveel mense ervaar herstel en genesing eenvoudig net as gevolg van sondebelydenis. Dit bring my nommer 5. Jesus het gekies om vir ons te sterwe. Die laaste besluit wat ek moet neem voordat dit nodig is om my lewe af te lê vir die evangelie. Want Jesus het dit vir my gedoen. Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat. Dis Jesus. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie die mens die gelaat verberg. Hy was verag en het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede bring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus is vir ons 'n voorbeeld van wat dit beteken om die Here te dien, om die Here te gehoorsaam, om te vergewe, om op te staan teen die reus. Hy moes opstaan teen die dood en om sy lewe af te lê vir sy broers. En Jesus sê dat ons mekaar moet lief hê soos hy ons lief gehad het. En hy het ons lief gehad tot die dood toe. En vanoggend moet ek hierdie besluit maak. Hoor mooi vanoggend. As jy hierdie 5 besluite mooi gaan neerskryf en mooi daaroor gaan nadink, sal jy sien dat al die ander besluite wat jy moet doen, moet neem, gaan by jou beantwoord word uit hierdie besluite uit. Kom ek gee 'n voorbeeld. Moet ek 'n nuwe kar koop? Dis 'n vraag wat ons tydjie red. Dis 'n besluit wat mens moet maak. OK, ek dien die Here. As ek gehoorsaam aan die Here, wat sê die Here? Skuld niemand niks. Kan ek die kar kontant koop? Nee, dan koop ek hom nie. En daarmee sê ek amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanoggend vir die woord. Dankie vanoggend Here dat hierdie woord sny vanoggend soos 'n tweesnydende swaard tussen murg en been, siel en gees. Ek bid Here, help ons vanoggend. Leer ons wat dit beteken om hierdie besluite te neem en help ons om al ons ander besluite binne die raamwerk van hierdie 5 besluite te sien. Ons eer U daarvoor vanoggend in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Het jy die woord ontvang vanoggend? Mag dit